Welkom terug by ons beloftes series. Ons het in week 1 gepraat oor God wat ons sal beskerm. En vandag wil ek met julle gesels oor God se provision. En om te begin wil ek graag uit Matteus 6 vers 30 tot 33 lees uit die Amplified uit. But if God so clothes the grass of the field, which is alive and green today, and tomorrow is cut and thrown as fuel into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Therefore do not worry or be anxious or perpetually uneasy, distracted, saying, what are we going to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear? For the pagan Gentiles eagerly seek all these things. But do not worry, for your heavenly Father knows that you need them. So toe ek en Rita Kaap toe trek, moes ons 'n paar moeilike besluite neem. Sy sou afkom vir geen salaris nie, ek moes 'n nuwe werk kry. Ons moes ons huis verkoop daarbo en 'n huisie onder kry en dan nog die hele Kaap trek af doen. Nou, die Here het eerstens vir ons gewys of ons in Pretoria of in die Kaap is, hy gaan die glorie kry. Maar hy het bietjie ons perspektief oor provision kom herskep. Ons het gedink ons het al hierdie tipe goedjies nodig, maar hy het eintlik vir ons kom wys dat sy provision verder gaan as hierdie boksie lysie wat ons vir hom wil gee. So ek wil so 'n paar lesse met julle deel wat ons in daai tyd toe geleer het. Ons het die volgende geleer. Eerstens, God gee vir jou wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie. Baie keer sal ons 'n lysie maak en sê, ons wil hierdie hê, daai. Maar God weet wat jy nodig het. En dis wat hy sê hierso in Matteus is, your heavenly Father knows what you need, en hy sal dit altyd voorsien. Tweedens, God voorsien in sy tyd. So dan hy het dit ook in haar sessie genoem, is dat hy voorsien in sy tyd. As ons time stamps daar wil opsit, raak dit baie keer vir ons frustrerend, en dis waar die angs inkom en die onsekerheid en die bekommernis inkom, omdat ons op ons tydlyn goed wil hê moet gebeur. Maar God werk op sy eie tyd. Derdens, God voorsien sodat hy die glorie kan kry. Dit gaan nie oor ons nie. In Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê dit, for it is by grace that you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, but it is a gift from God, and not by works, so that no one can boast. En ek weet hierdie gaan oor grace, maar hier's net weer eens hoe God die provision prentjie kom skuif. Want nou gaan dit nie net oor provision nie, ons praat oor hier provision in aardse terme nie, maar hierdie gaan oor die provision van grace. Hy provide ons met genoeg grace om die lewe aan te kan pak, en sodat hy die glorie kan kry. En met dit, Filippense 4 vers 11 sê, I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content in whatever circumstances. As ons dan verstaan dat provision buite hierdie fisiese, aardse goed gebeur, kan ons content wees in hom, en dan leer ons die regte waarde van voorsiening. En dan die laaste een, God wil voorsien. Partykeer as hy nie dadelik voorsien nie, of nie op die manier wat ons wil hê hy moet voorsien nie, dan dink ons partykeer hy wil nie, maar hy wil. In Lukas 11 vers 13 sê hy, if you then, being evil, that is sinful by nature, hy praat hier so met paas, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask him. Weer eens die skuif hierso van provision. God geef ons wat ons nodig het, maar in hierdie geval sê hy ook, die good gift is die Heilige Gees, en dis hoe provision lyk. So, vir hierdie sessie wil ek julle net bewus maak van die feit dat God hierdie 4 goedjies, dis hoe hy voorsien, wat ek nou net genoem het. Maar, meer as dit, kom hy en hy kom skuif ons perspektief van voorsiening. So hy wil voorsien, maar hy gee ons die Heilige Gees, hy gee ons rustigheid en vrede, en nie noodwendig primêr geld of karre of werke of sulke goedjies nie. Hy gee meer van homself, en hy wil hê ons moet meer van onsself vir hom gee. Sy uitnodiging vir voorsiening is eenvoudig die volgende. Kom na my toe, geef my jou hart en jou aandag, and then all these other things waar ons bekommerd is, will be added. En dis waar Matteus 6 baie mooi inkom nou,
as ons aanhou lees, vers 33 sê, and all these other things will be added. So al hierdie bekommernisse, wat gaan ons aantrek? Wat gaan ons eet? Hy sê vir ons, kom sit net by my en fokus op my, and all these other things will be added.